Ja, vir Wêreldvoorleesdag is stories wat kinders se verbeelding aangryp en inkleur nodig, Pita, of hoe sê ek? Die kinderboekskrywer Felicia Snyman de Tooy, wat ook die brein is agter Chloe en die Dino Baba, is 'n avontuur vol wetenskap, chaos en natuurlik 'n dinosaurus. En sy kuier vandag by my in die ateljee. Baie welkom hier by ons. Dankie, dis lekker om hier te kuier. Goed, Felicia, Chloe en die Dino Baba is propvol verbeelding. Waar het die idee ontstaan? Wel, om dit te antwoord gaan ek eers vir jou moet sê, in my eerste kinderboeke, die ware avonture van Adelie en Riley het gegaan oor my dogter Adelie en ons hond, Boston Terrier Riley. Ja. En so ek dink, soos wat sy groei my avonture saam met haar. En sy het altyd gesê, as sy 'n naam vir haarself moet kies, sou dit Chloe gewees het, soos ek by Chloe die naam uitgekom het. En ja, ek het 'n seentjie en hy het gevoel, hoekom is hy nie ook in hierdie ware avonture van Adelie en Riley nie? En hy was vershot op dinosourusse. En so het hy en sy soul vir my 'n storie saam geword wat Chloe en die Dino Baba is. So dit is so 'n bietjie nog steeds op haar gebaseer en dan natuurlik so 'n bietjie op hom. En ek dink elke kind het 'n liefde vir avontuur en dinosourusse en alles wat magies is. En ek dink so iets is baie oulik wanneer dit so 'n bietjie meer persoonlik ook is. Nou Chloe droom daarvan om 'n wetenskaplike te word. Hoekom was dit vir jou belangrik om 'n meisie karakter te skep wat vra? Weet jy, ook want ek het 'n dogter wat saam met my groei en ek het sê altyd daar so 'n bietjie van my en 'n bietjie van haar in die boek en ek het groot geword in 'n huis waar 'n meisie kon droom om enigiets te wees. Soos ek en my suster kon vra ons het gedink ons gaan die wêreld versit en ek dink ons doen so 'n bietjie elke dag en ek wil hê elke meisie en elke kind eintlik, het ongeag hulle geslag, moet daai vra wat hulle self uitdaag en verder dink en weet dat net deur in jouself te glo kan jy kan elke dag jou wêreld groter maak. Nou hierdie is al jou 6ste kinderboek. Wat hou aan om jou te inspireer om aan te hou skryf vir jong lesers? Weet jy, elke keer wanneer ek by 'n skool kom en want ek en Riley, my Boston Terrier, ons gaan praat by skole. Ja. En as ek daai opgewondenheid sien in kinders en dit gaan meer as net oor die hond. Dit is soos hulle hang aan jou lippe terwyl jy lees. En ek kry verskriklik baie boodskappe van ouers wat hulle vir my sê, hulle kind het nooit 'n liefde vir lees gehad nie of hulle het nie hou van lees nie en skielik is hulle lief vir lees en hulle wil meer lees en dis alles net oor toe ek die boek hardop gelees het en hulle om toe self gaan lees het hulle 'n wêreld ontdek. En ek dink dit inspireer my en soos wat my kinders ouer word, gee hulle vir my nuwe avonture wat ek weer in daai kindergesiggies wil insit wanneer ek so van skole na skole toe gaan. Nou met Wêreldvoorleesdag in gedagte, hoekom dink jy is dit so belangrik dat ouers en onderwysers vir kinders hardop lees? Kyk, ek is 'n verskriklike voorstander van lees. Ja. Ek self het in 'n huis groot geword wat van kleins af. Ek was nog in die biblioteek generasie. So ons het nog biblioteek toe gegaan en ek sien dit self deur vir ons seentjie van kleins af te gelees het. Hy was omtrent net gebore toe begin ons al lees en sy woordeskat is ongelooflik groot. En ek glo as jou leesvaardighede agter is, sukkel jy eintlik in alles, want lees gaan oor na leer. Selfs wiskunde het jy lees voor nodig. En ouers en onderwysers is maar waar 'n kind se eerste boublokke van lees begin. En ek sê altyd daar's so groot verpligting eintlik op jou, want hoe meer jy lees en hoe meer jy vir hulle wys wat lees vir jou kan gee, hoe meer wil hulle lees. En ek voel lees maak 'n hele wêreld vir jou oop. Elke keer as jy 'n boek oopmaak, is daar soos 'n nuwe avontuur, 'n nuwe kennis wat jy opbou. So ek kan nie genoeg benadruk hoe voel ek oor lees nie. Ja. En dis seker maar hoekom ek ook self begin skryf het, ja. Ek stem heeltemal saam met jou, want ek dink terug aan my juffrou Linda, my graad 1 juffrou. En ek sê altyd, ek spot altyd en sê, sy het so groot bydrae gelewer om my te leer lees, dat ek toe nou besluit het om dit vir 'n lewe te doen, jy weet. So ek is so dankbaar, want ek dink 'n mens onderskat daai waarde ook. Maar vir watter ouderdomsgroep is hierdie boek gepas? Volgens bemarking is die boek vir 9+ en ek dink 'n leser wat self hom gaan lees, dink ek van 9+ of gaan hom lekker gemaklik self kan lees met begrip, maar ek voel daar's nie regtig 'n ouderdomsbeperking op enige boek vir 'n kind nie. Want ek dink as hulle jonger is mamma en pappa of juffrou mos daar om dit te dramatiseer, die prentjies te wys, regtig hulle in die verbeeldingswêreld
te laat inleef. Ja. En ek voel, dis een van my ding van 8 maande tot 80, want jy kan hom geniet, maak nie saak hoe oud jy is nie. En ek dink ons almal het maar nog so 'n bietjie kind in ons. Sê vinnig vir ons, waar kan ons hierdie boek in die hande kry? Wel ek weet hy is op Lapa se webtuiste, dit is die uitgewery. En natuurlik enige goeie boekwinkel wat nog oordentlike Afrikaanse boeke verkoop, aanlyn beskikbaar. Ek wil nou nie enige boekwinkels uitsonder nie. Ja. Maar hy's nou op die rakke beskikbaar. Ons sal hom daar gaan soek. Felicia, baie dankie. Ons sien reeds uit na die volgende een, so kom kuier gou weer. Ons sal baie dankie. Goed, bly ingeskakel want ons kuier net hierna verder. Jy's by Goeiemôre Good Morning en onthou dat jy ook ons YouTube kanaal kan besoek om weer na enige van hierdie interessante gesprekke te gaan kyk. Ons is nou weer terug.